Okay, so kom ons kyk na die eerste een. 15x to die mag 3 min 5x kwadraat y plus 5xy. Want die eerste tipe faktorisering wat jy geleer het is gewone gemeenskaplike faktors. So jy gaan altyd eers kyk vir dit. Al dink jy dis 'n 3 term, al dink jy dis verskil van 4 kante. Jy kyk altyd eers vir daai gemeenskaplike faktor. So uit daai uit gaan jy sien jy kan 5 uithaal en ons kan ook 'n x uithaal. So ek gaan 5 en x vat. 5 maal 3 gaan terugkom by 15 met 'n x kwadraat. Daarso was 2 x'e, jy het 1 weggevat, so 1 bly oor saam met die y. En agter 5 gedeel deur 5 is 1, daar was 'n x, jy het hom weggevat, so daar's nou net 'n y. Daai 3x kwadraat min xy plus y is nie 'n 3 term nie. Onthou, die reël vir 'n 3 term is as jy begin met 'n x kwadraat, moet jy 'n x in die middel hê. As jy eindig met 'n y kwadraat, dan moet jy 'n y in die middel hê. So dit sou 'n 3 term kon wees as hierdie moontlike y kwadraat was, maar ons gaan dan nou net daarso stop. Ons kyk na die tweede een. Gemeenskaplike hakkie lyk so 2x maal met x min 1 plus 3 maal met x min 1. So nou is daai hakkie van jou die gemeenskaplike faktor wat jy gaan uithaal. So as jy hom gaan uithaal, dan bly daar oor 2x plus 3. En onthou nou die verskil tussen faktorisering en produkte. By produkte soek ons nie hakkies nie. So jy maal als uit. By faktorisering soek ons juis hakkies. So die oomblik as jy hierso kom, dan is jy klaar, né? Moet nou nie in gedagte wees in die toets en dan maal jy nou weer hierdie uit en dan is jy so half in 'n loop. Okay, dan kyk ons na 'n 3 term. 2a kwadraat min 3a min 5. Nou moet ek faktore van 5 en 2 soek wat by 3 kan uitkom. So ek gebruik daai kruisie metode. Waar ek aan die linkerkant die faktore van 2 skryf, dit gaan net 1 maal 2 wees. En aan die regterkant faktore van 5. So dis net 1 maal 5. En dan maal ons oor kruis, baie belangrik, jy moet van onder af boontoe maal heel eerste, né? So as jy gaan sê 2 maal 1, dan kry jy 2 en 1 maal 5 is 5 en jy probeer uitkom in die middel by minus 3. So daarso gaan ons net sê min 5 plus 2. Onthou dat die laaste toets wat jy moet doen is hierdie tekens. 'n Plus en 'n min gee vir jou 'n min as jy gaan maal. So jy moet double check dat daai tekens reg is. Baie keer dan werk hierdie getalletjies mooi uit, maar dan is die tekens nie reg nie en dan is die hele 3 term verkeerd. En al wat ek dan doen is ek skuif daai plus boontoe en ek skuif die minus onder toe. En hierso was 'n a kwadraat gewees, so daai is eintlik a's. En dan kan ek my hakies omsit. So my hakies gaan wees a plus 1 gemaal met 2a minus 5. Nou daar is 'n 3 terme video wat ek hierdie kruisie metode heavy baie verduidelik. Gaan kyk daarna as jy sukkel met dit. Okay, die vierde een wat ons gaan doen. Kom ons kyk na ek gaan kyk wat het ons. A tot die mag 3 min 125. So daai is nou verskil van derde magte. Daar's ook 'n video oor hierdie wat presies die reëls vir jou wys. So dis 'n kort hakkie, lang hakkie. Maak 'n kort hakkie, maak 'n lang hakkie. Die vereiste is jou magte moet derde magte wees en jou getalle moet derde magsgetalle wees. So die 125 is 'n derde magsgetal. Dan doen ons die voorkant, derde magswortel van a tot die mag 3 is net 'n gewone a en die derde magswortel van 125 is net 5. Jou eerste teken is altyd dieselfde. Vir same, daar's daai rympie wat ons skryf soap. Vir same, opposite en always positive. So daai eerste teken is die same, dan as jy die kort hakkie het, kry jy die lang hakkie van die korte af. So jy gebruik die korte vir die lange. As ek daai kwadreer, is dit a kwadraat. As ek hulle met mekaar maal, is dit 5a en as ek die agterkant kwadreer, is dit 25. So my tekens is same, opposite en always positive. Nommer 5. Gee ek vir jou 16x tot die mag 3 plus 54y tot die mag 3. So nou lyk dit soos 'n som van derde magte, maar onthou wat my vereiste was. Die magte moet derde magte wees en die getalle moet derde magsgetalle wees, né? So die 16 en die 54 is nie en daarom het ons gesê jy kyk eers vir 'n gemeenskaplike faktor. Ek kan uit hierdie 2 uithaal. Dan gaan daar oorbly 8x tot die mag 3 plus 27y tot die mag 3. En dan is dit derde magte en dan kan jy som en verskil van derde magte doen.
So ek gaan net daarso weer 'n kort hakkie, lang hakkie. Aan die voorkant kom die derde mag van daai wat net gewoonlik 2x is. Aan die agterkant kom die derde magswortel van daai wat net 3y is. Ons tekens gaan wees same vir die eerste een. Dan kwadreer jy die voorkant, dan kry jy 4x kwadraat daarso. Daai twee gemaal met mekaar is 6xy en die agterkant gekwadreer is 9y kwadraat. En my tekens is same, opposite and always positive. Okay, so die vraag is faktoriseer, maar as jy so vir hom kyk, dan sien jy nie 'n gemeenskaplike faktor nie. Nou hierdie som het actually twee maniere om te doen, so ek gaan hom eers lankpad doen wat meeste van julle dit nie gedoen het. So as ek daai gaan uitmaal, dan word dit 9a kwadraat min 6ab plus b kwadraat. En aan die agterkant moet ek eers die hakkie doen. Onthou die kwadraat kry voorkeur bo die 4, né? Jy doen eers die hakkie kwadraat. So dis a kwadraat plus 2ab plus b kwadraat. En dan kan ek daai 4 gaan inmaal. So ek gaan hierdie net oorskryf. Dan het ons daar min 4a kwadraat min 8ab min 4b kwadraat. So as jy gaan vereenvoudig, 9a kwadraat min 4a kwadraat gee vir ons 5a kwadraat, min 6ab min 18ab is min 14ab, en b kwadraat min 4b kwadraat is minus 3b kwadraat. So nou sit jy met 'n 3 term, onthou die vraag was faktoriseer. So as jy in die begin nie kan faktoriseer met dit wat jy het nie, jy kan dit gaan uitmaal en kyk wat gebeur. Jy moet net nie vergeet om daarna te faktoriseer nie. So hierdie is nou 'n 3 term, so as ek hom gaan faktoriseer, faktore van 5 gaan wees 1 maal 5, maar let op ons probeer by 14 uitkom, wat 'n groot getal is in terme van hierdie twee faktore. So ek gaan die 3 nou bo skryf en die 1 onder. Want dan as ek oor kruismaal, 5 maal 3 gee vir ons 15, en 1 maal 1 kom onder. Ek probeer min 14 kry, so ek moet sê min 15 plus 1. Onthou daai laaste toets wat jy moet doen, die tekens verskil wat reg is, né? So ons gaan min 14 kry as daar 'n min bo staan en 'n plus onder staan. Hierdie was A's, die agterkant was B's, en dit is dan ons twee hakkies. So my hakkies is A min 3B, maal met 5A plus 1B. En dan sy gefaktoriseer. Nou, ek het ook gesê, daar's 'n tweede manier wat baie korter is. As jy mooi gaan kyk, hierdie is iets kwadraat minus iets kwadraat. Maak nie saak wat hierdie is nie, al is dit enigiets in 'n hakkie, solank dit vir daar 'n kwadraat staan, tel dit as 'n vierkant. So dis nog steeds verskil van vierkante. Wat beteken, ek kan daarvan af direk my twee hakkies gaan maak. En hoe verskil van vierkante werk is, ons sit die wortel van daai in, so dit gaan net wees 3a min b voor, en dan die wortel van die agterkant, wat 2 keer a plus b is, agter. En dan gee ons vir die een hakkie 'n plus, en vir die ander 'n minus. Nou, as dit kan vereenvoudig nadat jy hierdie goed bietjie ingemaal het, dan moet jy dit doen. As hierdie byvoorbeeld x en y was, en daai was a en b, dan kon jy hom net so gelos het. As dit nie 'n verskil gaan maak om in te maal nie, dan hoef jy nie in te maal nie. Maar soos hierso gaan dit 'n verskil maak, want daar gaan a's en b's wees wat by mekaar kan tel, wat gaan vereenvoudig. So hier staan eintlik 3a min b plus 2a plus 2b, en daar staan eintlik 3a min b min 2a min 2b. En dan vereenvoudig ons net daai, so 3a plus 2a gee vir ons 5a, min b plus 2b is b. 3a min 2a is 1a, en min b min nog 2b is min 3b. En dan het jy presies dieselfde antwoord, wat baie vinniger is en baie makliker is. Maar as jy dit nie raak sien nie, daar is nog steeds 'n alternatief. So as jy twyfel, maal dit uit en kyk wat gebeur. Ek gaan nog een laaste faktorisering doen, wat 'n bietjie ingewikkeld lyk, maar eintlik baie eenvoudig is. So, as jy nou so vir daai som kyk, dan lyk dit amper soos 'n gemeenskaplike faktor. Dit lyk asof jy daai x min 2y sal kan uithaal, maar dan kom hy nie by die 8 voor nie. So dit is nie 'n gemeenskaplike faktor nie. Jy kan hier gaan uitmaal, maar ek dink dit gaan vir ewig vat, en dit gaan teen langs die pad tekenfoute en sulke goeters. Die kans daarvoor is net nog groter. So wat jy hier moet raak sien, is daar is iets wat herhaal, maar dis nie voldoende om 'n gemeenskaplike faktor te kry nie. Want soos ek sê, is nie by die 8 nie. En al wat jy dan doen, as daar so 'n complicated stukkie is,
vervang dit met iets anders. Ons noem dit K-metode. So kom ons stel x min 2y gelyk aan iets anders. Kom ons maak dit k. Want dan verander die hele som in 'n 5k kwadraat plus 3k minus 8. Wat nou baie makliker is om te faktoriseer. Nou kan jy sien dit is 'n 3 term. So ons moet met faktore van 5 en 8 by 3 uitkom. So ons gaan probeer 1 maal 5 en 1 maal 8. Van onderaf boontoe onthou, 5 maal 1 gee 5, 1 maal 8 is net 8, en ons probeer plus 3 kry, so ek kort plus 8 en min 5. Die tekens mag verskil, want die agtersteen is 'n minus. So my minus gaan boontoe, plus gaan ondertoe, en hierdie kry k. So my hakkie is k min 1 maal met 5k plus 8. Dan sy gefaktoriseer in terme van k. Maar nou moet jy net onthou, die som het nie k ingehaat nie. Jy gaan hom nie so kan los nie, jy is nie klaar nie. Jy het net die k gebruik om dit vir jouself makliker te maak. Nou moet jy weer gaan terugvervang. So k was eintlik x min 2y. So hierdie is eintlik x min 2y min 1. En aan die ander kant 5 keer x min 2y plus 8. So tegnies het ek nou gesê, jy hoef nie daai te gaan vereenvoudig nie, want dit gaan nie regtig 'n verskil maak nie. Maar vir veiligheid sal ek dit byskryf. So daai gaan word 5x min 10y plus 8. Nou, onthou ek nou net in die toets, baie keer twyfel julle oor wanneer moet jy nou stop? Wanneer het jy nou ver genoeg gegaan? Jy sal nooit gepenaliseer word as jy verder as die memo gaan nie. Maar byvoorbeeld, sê nou maar die memo stop hierso, of die memo stop daar, en jy skryf nou hierdie ekstra stap. Jy gaan nie punte verloor nie. Maar as die memo hier stop, en jy skryf net daai, dan gaan jy die punt verloor. So gaan so ver as wat jy kan, maak die ding so netjies as wat jy kan, vereenvoudig hom so ver as moontlik. Reg. Okay, ons doen net een met 'n tekenverandering. So daarso kan jy nou sien, daai hakies lyk min of meer dieselfde, behalwe hierdie is verkeerd om. Nou om 'n teken te verander, of om die hakie om te ruil, verander jy die teken voor die hakie. So jy gaan daai verander in 'n plus x, sodat jy daai kan omruil x min 2. Die agterkant is nog steeds reg. Onthou as dit 'n plus in die hakkie is, maak dit nie saak, jy kan dit net ruil. Soos byvoorbeeld 5 plus 3 en 3 plus 5 is dieselfde ding. So as dit 'n plus is, mag jy dit ruil, maar as dit 'n minus is, moet jy die teken voor die hakkie verander, sodat jy hom kan ruil. So nou is daai x min 2 gemeenskaplike hakkie, so ek kan hom uitfaktoriseer. As ek hom gaan uithaal, bly daar oor 5x kwadraat plus x min 6. En dan moet ek dit nou net faktoriseer, want daai is 'n 3 term. So ek gaan sê 1 maal 5 en wat nog? 1 maal 6. So 5 maal 1 gee 5, 1 maal 6 gee 6. Ons probeer plus 1 kry, so dis plus 6 en min 5. Daar daai tekens om te check dat dit werk. Minus bo plus onder. So my hakkies is eintlik x min 2 maal met x min 1 maal met 5x plus 6. Dis nie meer so.